Goeiemôre. Jy luister vanoggend na die 16de oordeenking in die reeks. Jesus is die vraag. Ons tema vanoggend is: vrae verander as jy pyn het. Wie is my naaste? Vra die wetsgeleerde. Waarop Jesus die gelykenis van die barmhartige Samaritaan vertel. Ek was 16 jaar oud toe ek in 'n motorfietsongeluk was op die plaas. 'n Vriend van my het die naweek kom kuier en ons het mekaar uitgedaag, so 16-jarige jong manne maar doen, om te kyk wie die hoogste kon ramp oor die Gronddam se wal. Die dam was geweldig hoog geweest, so die plan was eintlik om met die motorfiets op te jaag, op die damwal te land en dan aan die ander kant af te ry. Tot vandag toe weet ek nie wat my besiel het nie. Maar ek het daar ergens in 'n oomblik het ek die besluit geneem om nie sodanig op te ramp dat ek op die damwal land nie, maar ek het probeer om reg bo oor dit te gaan land. Ek het blykbaar die uitdaging gewen, hoor ek agterna, want ek kan dit nie self onthou nie. Ek het onder andere 'n skedelbreek opgedoen en later van tyd het 'n borsbeen wat skeef aangegroei het. Dit genoodsaak dat ek vir 'n operasie moes gaan. Die gevolg is dat ek toe opgeneem is in Milmet Hospitaal. Terwyl my ma my klere uitpak, het sy 'n botteltjie traangas in my sak gekry. Verbaas het sy omgedraai en gevra, "Wat maak jy hiermee?" Ek het gesê, "Ek gaan nie toelaat dat enigiemand hier aan my vat nie." Sy het geweet wat ek bedoel. Dit was die jaar 1992 en ek was nie opgewonde oor die nuwe verwikkelinge in die land nie. Ek is nooit ekstreem nie, nooit nie. Maar ek het my voorbehoud en vooroordeel gehad. So is ek teater toe. Die prosedure waarvoor ek moes gaan is min of meer dieselfde as vir hartomleiding. Hulle het my borsbeen van bo tot onder oopgesny en die borsbeen herstel. Toe ek bykom was die pyn absoluut ondraaglik. Die reuk van die ontsmettingsmiddel was oorweldigend en daar was dreineringspype van twee kante af in my bors ingesteek. Ek het nie geweet, dis moontlik nie. Die volgende oggend het 'n groot en kwaai suster langs my bed kom staan en vinnig verduidelik dat my bed oorgetrek moet word en ek gebad moes word. Met bittermin deernis en empatie het sy die lakens rondgepluk, terwyl dit gevoel het of my bors enige oomblik uitmekaar gaan skeur. Die volgende môre het twee ander susters opgedaag vir die oggendskof. Hulle was die soort vir wie ek my traangas saamgebring het. Nou was ek gekonfronteer met my eie vooroordele. Ek het geen idee gehad wat volgende gaan gebeur nie. Soos die vorige dag se suster het hulle aan my verduidelik wat gaan gebeur. En toe, met die grootste deernis en empatie en respek denkbaar, het hierdie susters my behandel. Soveel anders, soos die suster teenoor wie ek geen vooroordele gehad het nie. As jy soveel pyn het, dat elke beweging cellulêre gille deur jou liggaam stuur, verander jou sentiment dramaties vinnig. In sulke oomblikke gee jy regtig nie om wie jou help nie. Wanneer iemand jou menswaardig behandel, met respek en deernis, kyk jy anders na hulle. Kyk jy anders na jouself. Toe hulle klaar was om my so te behandel, het ek alleen daar in my bed gelê. Ek het na my sak gekyk waar die traangas in was en ek het skaam gekry. Ek het daar gelê en Jesus se gelykenis van die barmhartige Samaritaan het by my opgekom. Ek het altyd voorheen die gelykenis as 'n toeskouer gelees. Maar daar in my bed het ek vir die eerste keer aan Jesus se gelykenis gedink, as die een wat op die grond vir dood agtergelaat is. Ek dink ek het Jesus se gelykenis vir die heel eerste keer verstaan. En Jesus se gelykenis het my geleer om die wêreld te verstaan. Daardie twee barmhartige Samaritane het my baie meer gehelp
as om my fisiese wonde te genees. Wie is jou naaste? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U deur U woord met ons praat. Dankie dat U ons onderrig, dat U ons ook teregwys. Dankie Here dat die vrae wat U vra, ons help om na te dink oor die groot gebod, om U lief te hê en ons naaste soos onsself. Dankie Here vir 'n nuwe week, dankie vir die reën wat val, die seisoene wat draai. Help ons om elke dag nog meer gehoorsaam aan U te leef. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.